Gemeente van ons Here, Jesus Christus, wat 'n voorreg om in U teenwoordigheid te kan wees. En wat 'n genade dat ons elkeen in die teenwoordigheid van die lewende God mag wees. Mag U hierdie erediens as 'n ware godsontmoeting beleef, tot eer van U Here, ons Here, en tot die groei in geloof. Nuwe lidmate en gaste wat saam met ons aanbid, wees verseker dat U meer as welkom is. Ek sonder 3 mense uit. Die eerste is die mamma van Michelle van der Walt. Sy is 'n Vrystater wat hier by die kinders kuier, en wat 'n voorreg om U in ons midde te hê. En dan Dion en Annelies Joubert, waar is julle? Hier. Kan nie glo van die gereformeerde kerk, ek bedoel net die afstand, Vredenburg. Ons vra dat julle en Michelle se mamma, as julle terug is in julle gemeentes, ons hartlike groete aan die lidmate oordra. Dit is vir ons lekker dat julle hier is. Die ander enkele notas sal ek na afloop van die woordbediening aan U voorhou. Mag ek tog net sê, vir ingeval dit gebeur, ons het steeds 'n oneindige gesukkel met ons klankstelsel. Die tegnikus is elke week hier en ons kry dit nog net nie volkome herstel nie. As die sangborde dus flikker of afgaan, ek sal dit derentyd dophou, dan kan die orgelis net weer van vooraf begin om dit so uit te druk, en dan sing ons verder. In ons toetrede tot die troon van die Here uit die liedskat van die kerke, terwyl ons bly sit, Psalm 100, die Toosiesberuiming strofe 1 en 3, en direk daarna lied 159 se eerste strofe, en daarna begin die erediens.
Wat 'n mooier en beter manier om nader te kom as om saam te bid. Kom ons doen dit. Ons Vader in die hemel, gee om Jesus Christus ontwil dat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart vir U aanneemlik sal wees, want U is ons rots en ons verlosser. Amen. In die naadklank van ons gebed, geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus, ons Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Here verder met Psalm 84 se eerste strofe en ons sing dit terwyl ons bly sit. Ons doen dit van harte en daarna ons geloofsbelijdenis. Ons bely ons geloof ooreenkomstig die geloofsbelijdenis van Nicea. En nadat ons geloof bely het, die derde strofe van Psalm 84. Ek wys hier daarop, omdat dit ook in die prediking op 'n punt aan die orde kom, in die geloofsbelijdenis van Nicea, as ons geloof in een Here Jesus Christus bely, dat ek net weer vir u op die een spesifieke woordkeuse in die belydenis sal wys. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. In een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. En nou hierdie woorde, hy is God uit God, en nog meer spesifiek, lig uit lig. Ware God uit ware God, gebore nie, gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons as mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword, uit mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei. Hy is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel.
Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Ons luister na die afkondiging van die Here se wet. Die stippellyn langs die pad. U en ek luister daarna om Christus wil. Spontaan daarna, Psalm 84, die Kloete-omdigting se 5de strofe, waarin ons saam bid. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet, my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg, maak seker, doen alles in jou vermoë, dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, want die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin op die 7de dag. Hoor hoe mooi, het hy gerus. En daarom het die Here dit vir ons as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie,
Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees, 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons roep die Here aan in gebed. Ons Vader in die hemel, ons bely van harte dat ons al ons vertroue op U stel. Ons kyk op na die berge en ons weet dis nie waar ons hulp vandaan kom nie. Ons kyk die hoë hemele in en ons weet ons hulp kom van U alleen. U wat die hemel en die aarde geskep het, o God. U wat menskinders aan mekaar weef in die skoot van hulle moeder. U wat ons saamroep om te aanbid. En dit wil ons doen, o God. En ons saam sing in ons belydenis, en ons diep buig voor U wet, met dankbaarheid dat U ons ore deurboor, sodat ons U woord aanstonds kan hoor, uit genade. In U teenwoordigheid is ons saam. So het ons gesing, o God. En daarom weet ons dat ons samesyn 'n ware diens tot U ere is. Ons gebed in Jesus naam. Amen. Geliefdes, die Here aan die woord uit dieselfde verse eenheid as verlede Sondag. Gedagtig ook dat so ken ons dit oor die tye dat ons van die Sondag voor ons nagmaalvuur praat as ons voorbereidings-erediens. Matteus 5 van vers 13 tot 16. Die Here Jesus wat sê, en daarom ook die woorde van sy Vader. Julle is die sout vir die aarde. En ons kan dit ook vertaal met jy is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry mense dit weer sout? Dit is niks meer werd nie, dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Jy is die lig vir die wêreld.
'n stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar 'n mens sit dit op 'n lampstaander en dit gee lig vir almal in die huis. En dan vanoggend se fokusvers, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Tot daar die Here wat sê. Die tekstema, die allerdoel van 'n kind van God se lewe. Die allerdoel, die enigste doel. Liewe kind van God, wat is u doel op hierdie aarde? Hoekom lewe u? Kom ons neem die tekswoord in die hand en dan sê ek, geliefdes, een ding staan soos 'n paal bo water uit en dit is, as die Here Jesus aan die woord kom, is dit eenvoudig verstommend. Ek wil so sê, as die Here praat, die Here Jesus, is dit altyd eintlik 'n preek. Mens slaan jou hande saam. As Jesus aan die woord is. Want hy is koning Jesus, seun van die Skepper Vader. En oor sy lippe, as hy praat, as hy sê, as hy preek, is dit koningswoorde. Om presies te wees, koninkrykswoorde. Mooier is mooi. Keurig afgemeet, bedink. Sodat dit woorde is wat in u gemoed neergesit kan word vir die week. Hoor, en mag ek sê, hoor mooi, eers sê die Here Jesus, jy, my kind, is die sout vir die aarde, soos sout. Hy sê, jy, my kind, is die lig vir die wêreld. Hy sê, jy, my kind, is soos 'n stad wat bo op 'n berg lê. Jy kan dit nie wegsteek nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp aan en dan sit jy dit onder 'n emmer nie. En dan sê hy, Matteus 5:16, wat 'n samevatting is van die vorige verse, en hy giet dit ons Here in 'n opdrag. Hy sê, laat jou lig so voor die mense skyn, dat hulle jou goeie werke kan sien, en jou Vader wat in die hemel is, verheerlik. Laat jou lig so skyn, soos dit in die teks staan. En dan vra ek, is die oggendteks 'n beskrywing van u lewe? En daarom,
Met die teks in gedagte vra ek weer 'n keer, wat is die allerdoel van u lewe? Wat is die funksie van u lewe? Wat is die invloed van u lewe? Wat is dit? En dan vir u te sê, dink aan sout en lig. En 'n antwoord oor wat die doel van u en my lewe is. En nou wil ek sê, 'n mens kan nie sonder sout en lig deur die lewe gaan nie. Dink 'n bietjie weer mooi daaroor. Ek wil so sê, kyk met ander oë na die soutpot in die kombuis. En as jy vir die boer op die plaas vra, binne konteks van die teks, oom, waarsonder kan jy nie op die plaas nie? Dan sê hy, my flits. My flitslig. Sout gee smaak in die destydse wêreld van die Bybelse omgewing, gee smaak, dit voorkom bederf en dit maak gesond. Vandag nog, mag ek so sê, die ou mense sal vir ons sê, vir 'n septiese seerplek is daar niks so goed soos warm sout water nie. Wat is die doel van u lewe? Here, ek is u soutkind. Is u? Of soos 'n kollega sê, is u en ek die Here se stoutkind. Maar vanoggend op lig te fokus. Moenie vergeet nie, en ek deel dit kortliks met u, om die raam waarbinne ons teks moet verstaan uit te lig. Moenie vergeet nie, as ons vanoggend op lig in die teks fokus, dan moet u saam met my weet dat Matteus 5:16 se woorde, en dis baie belangrik, om ons oggendteks reg te verstaan en Bybels korrek daaroor te dink, en nie emosioneel daaroor te dink en 'n liedjie daaroor te sing oor my liggie wat skyn nie. Maar een ek moet onthou, wat Jesus in Johannes 8 vers 12 sê. Hy sê, ek is die lig vir die wêreld. En baie kortliks, Jesus het hierdie spesifieke uitspraak tydens die loofhuttefees gemaak. Dit was ook bekend as die fees van die ligte. En dit was 'n verskriklike, vrolike Joodse fees. Daar's baie van lig gebruik gemaak. Daar was groot kandelare aangesteek. Mense het met brandende fakkels aan die fees deelgeneem. En in die lig het hulle gedans en gesing. En hulle het ook die tempel helder verlig. Hoekom?
Vir die Jode was die Loofhuttefees, hoor hoe mooi, 'n herinnering aan die vuurkolom op grond waarvan hulle in die nag, in die donker, deur die woestyn gelei is. Weet jy hoe donker word dit in 'n woestyn? Onthou jy die wolkkolom bedags vir die koelte en die vuurligkolom vir die nag. En nou sê Jesus op die Loofhuttefees, te midde van al die seremonies en die ligvakkels en die fees wat gevier word en die tempel wat jy van ver af kon sien, want daar's ligte aan die buitekant brand gemaak, sê hy, julle is nie die lig nie. Ek is. Ek is die lig vir die wêreld. Hou ons teks in gedagte. Laat julle lig so skyn. Julle is die lig vir die wêreld. Hoe werk dit? Ek gaan verduidelik. Maar die Loofhuttefees het die Jode ook aan die eerste skepingsdag laat dink. En onthou jy saam met my, as die Here God skep, dan sê hy, laat daar lig wees. Verstommend. Met ander woorde, by die skepping laat daar lig wees en by die herskepping Jesus wat sê ek is die lig. En om nou Matteus 5:16 en die opdrag daarin verwoord op ons elkeen van toepassing maak, beteken dit die volgende. Waar Jesus is, verdwyn die donker. Kan ek dit weer sê? Waar Jesus is, verdwyn die duisternis, ook in u lewe. En met verwysing na die geloofsbelijdenis van Isia van vroeër vanoggend. Onthou jy, word Christus deur ons bely as lig uit lig. En jy as kind van die Here het hierdie lig uit lig as Jesus die koning van u lewe is. Dis waarom u en ek lewe. Om dag vir dag wat te doen? Om die lig van Christus in my te weerkaats. Dis die allerbetekenis van laat jou lig so skyn. Nie die lig van die sterk karakter en die direkteur van maatskappye en die suksesvolle boer en die uitnemende akademikus. Kyk hoe skyn sy lig.
Laat jou lig so skyn. Beteken weerkaats die lig wat Christus Jesus in een my donker hart aangesteek het, weerkaats dit. Dis die lig van God uit genade in Christus. En daarom sê iemand so mooi, die lig van die teks is die lig wat Jesus uitstraal. Hy skyn dit in u lewe in en u en ek moet dit weerkaats. En wat gebeur dan? Kan ek dit so sê? Die wêreld sien Jesus in u raak. Die wêreld sien Jesus in u raak. En dan verheerlik hulle God die Vader. Inderdaad, en u weet dit, kom ons onderstreep dit. Lig bring en bevorder lewe. Dink aan die plantewêreld. Meeste plante kan nie sonder lig lewe nie. En in een my geestelike wêreld, sonder Christus, die lig, kan geen lewe ontstaan en gedei nie. Daarom, laat die lig skyn, omdat Christus die lig is in u lewe. Hy is die ligkoning. Laat sy lig skyn. En sy lig daar is 'n liefdevolle mens. Dink aan Christus. So lief het God die wêreld gehad. Die lig wat uit die lewe skyn, is die lig van genade. Want jy sien, as u en ek genadeloos is die lig af. Die lig van toegeneentheid. Die lig van vergifnis. Die ligkoning se lig. Die lig wat u en ek nie uitgedink het of geskep het nie. Maar dit is die lig van ons Here deur u en my. Die kollig val nie op myself nie. En daarvan hou ons tog so baie. Die lig skyn van my en van u af weg. 'n donker wêreld in. Sodat hulle
God se genade in my lewe kan raak sien. En my lig moenie so skyn dat hulle sê, Jan, wat is jy 'n formidabele man? Ons kan nie sonder jou nie. Susan, as dit nie vir jou was in die topbestuur van die skool nie, was daar niks. Mense moet vra, wie se lig laat jy skyn? En daarom, die allerdoel van U in my lewe, alles wat U en ek doen, hoor nou mooi, en dan gaan dit herhaal, moet veroorsaak, moet daartoe lei, dat ander mense die Here loof. Ek herhaal, die allerdoel van U in my lewe is, alles wat U doen, wat ek doen, moet veroorsaak, moet aanleiding daartoe gee, dat ander mense ons Vader verheerlik. En weet jy, ek deel dit graag met die Griekse woord vir verheerlik, beteken 'n kort loflied. As mense met U en my te doen het in die lewe, sing hulle daarna 'n kort loflied oor God. Het word vertel dat 'n ongelowige in koue omstandigheid, op watter wyse ook al, by 'n Christen tuis gekom het. Hy het die hele nag daar vertoef, en toe hy die oggend vertrek, toe sê hy, die ongelowige, as ek nog een dag saam met hierdie man deurbring, gaan ek 'n Christen word. Skyn U in my lig so, dat wie my sien, sien Christus. Wie my hoor, hoor Christus. Wie my ken, ken Christus. Te leef as mens van die lig. Ligdraer in die wêreld, lig vir die nasies, 'n lig vir die gemeente, 'n lig by die werk, by die skool. Alle eer aan die Vader. Op grond van my lewe. Hoorie? Mense moet 'n kort loflied aanhef. Of die woord verheerlik beteken ook die uitroep van aanbidding met die spesifieke doel om die Vader in die hemel te eer, aan hom die lof te bring. Daar's die doel van die lewe. Met wie jy in aanraking kom. As jy wegstap en jy kom net terug en jy sê, meneer, het jy gepraat? Dan moet daardie man sê, nee meneer, ek sing. Oor wie?
oor u God en Vader. Daar is die doel van ons lewe. Die lig uit genade in my aangesteek, deur hom wat eens gesê het, ek is die lig, Johannes 8:12, en ek laat sy lig deur my skyn, want wie uit God gebore, die waarheid soek en doen, hier kom het, kom dankbaar na die lig toe, as kind met God versoen. Amen. Kom ons dank sê. Voor die aangesig, Here, is ons stil. Is ons sprakeloos. Want U het gepraat. Reguit. Op die man af. Op die vrou af. Sodat ons kan verstaan. Lei ons, Here, dat ons nie donker kolle in 'n donker wêreld sal wees nie, maar ligbakens. Sodat die hele wêreld in 'n koor kan uitbreek met loflied. 'n Amenlied op U grootheid. Wat 'n genade, Here, om te weet dat dit die doel van elkeen van ons se lewe is. En Here, dit op sigself bring ons ook daarby dat ons dankbaar is dat die doel van ons lewe nie in die eerste en die laaste plek is om suksesvol te wees nie. Om die hoogste sport in die lewe te bereik. Die hoogste doel van die lewe nie om 'n miljonair te wees nie. Die hoogste doel in die lewe. Nie om beroemd te wees nie. Maar dankie, Here, dat die lig wat uit ons straal 'n lied by volke en nasies ontlok. Gedenk ons, Here, as ons begeer om nagmaal te vier. Gedenk ons, Here, as ons nie U lig uitstraal nie. Gedenk ons in ons omstandighede, gedenk ons te midde van al ons uitdagings, gedenk ons in die op en af lewe in die stad. Gedenk ons, Here, as ons baie keer nie eers die son met sy lig sien opkom nie, en nie eers opgemerk het as die son ondergegaan het. Maak ons elkeen en as gemeente saam 'n stad bo op 'n berg.
met geen lig onder 'n maatemmer nie. Skenk ons u genade, as ons u loof vir u seun. Ek is die lig vir die wêreld. Ons prys u daarvoor in Jesus naam. Amen. Geliefdes, met die toestemming enkele notas. Let daarop dat ons nie vanoggend tee en koffie bedien nie, omdat ons buurgemeente vreugdevol nagmaal gevier het en die kombuis daarvoor gebruik word. Maar hartlik uitgenooi na die aanderediens vanaand om 19:00. Die verjaarsdae van 16 tot 22 Augustus het jy op die flitsborde gesien en ons deel in die vreugde van 'n jong man in die gemeente. Een van ons katekesante en broer en suster, julle moet kyk, hulle sit hier voor. Hulle is nou nie banke en banke vol nie. Maar neem dit van my, hulle is 'n handvol. Christian, jy verjaar op die 18de. Dankie dat jy so 'n besondere, mooi, doelgerigte jong man is en dat jy altyd met 'n glimlag Woensdae hier opdaag, hoor. Seën, lekker verjaar. En dan, broer en suster, ons vra dat u in die gebede, dit is in die poortpos, maar ek sonder dit uit aan Magriet, suster Magriet van der Walt sal dink. Sy sit hier in die middelblok, so 3 banke van agteraf saam met haar man, wat in die week 'n pas aangeer ontvang. Mag die Here u styf vashou in hierdie hele prosedure en mag dit vir u die lewensvreugde bring wat u begeer, omdat u nou al lankal sukkel. Baie seën en baie sterkte. Hier aan my linkerkant sit Jaco en Fiona. Broer en suster, ek het nou net al gehoor, dit is hier ergens iewers uit op die Tabazimbi pad. Begin jy die idee kry. As mense so met jou praat, daar ergens iewers op 'n pad, dan moet jy weet, hulle gaan in die huwelik bevestig word. Saterdag DV, eerskomende Saterdag, baie seën, baie sterkte, en mag die geleentheid Saterdag die doel van julle lewe weerspieël. En dit is om Christus se lig uit te straal. By voorbaat baie geluk, Jaco en Fiona. Ons sal later ook nog van ander jong mense praat wat in die eg verbind gaan word. Ons gaan staan en lied 184 se eerste en vierde strofe sing. Daarna bly ons staan vir die uitstuur seën, wat beteken die Here stuur ons onder sy seënende hand na die wêreld toe, in die konteks van ons teks. En dan is ons amen lied daarna die eerste strofe van Skrifberuiming 20:2. Kom ons staan, 184, 1 en 4.
ontvang die Here se seën. Kind van God, die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here hoor elke gebed van elkeen van julle en sal vir julle sy vrede gee. Amen.